Goeiedag, Garsfontein Geloofsfamilie. Vandag sluit ons reeks af met ons laaste tema oor waarvoor ons bid. Ons maak natuurlik nie klaar om te bid wanneer jy die reeks klaar maak nie. Gebed is so 'n integrale deel van jou geloof, van jou verhouding met die Here. Maar ons maak vandag klaar met 'n paar praktiese wenke en riglyne oor wanneer ons bid, hoe om te bid en wat om te bid. Vandag gesels ons oor die gebed wat ons het om ons sondes te oorwin. Nou sonde is een van daai goed wat baie verskillende opinies oor is. Ons weet dat ons is in sonde gebore en getoe. Ons het 'n sondige natuur. Na Adam en Eva het die mens 'n sondige natuur gekry. Die teoloog Pannenberg sê sonde is die fiksasie met jouself. Dit beteken om verlief te wees op jouself, om jouself dan eerste te stel. En dis eintlik maar die basis van sonde, om voor enige versoeking te soeg en dit te doen wat vir jou op daardie oomblik die beste lyk, die beste voel, die lekkerste is, sonder om die Here in ag te neem, sonder om God dan eerste te stel. Maar wat maak ons met hierdie sonde? In plaas daarvan om altyd na die tyd te moet gaan jammer sê, het ons miskien 'n beter opsie, om sommer voor die tyd al te bid vir oorwinning. Want sien, die mens kan die sonde oorwin. Alhoewel ons uit ons eie uit, ons sondige menslike natuur het, ons geneigtheid, om soos Paulus sê, dit wat ons nie wil doen nie, om eerder dit te doen, het ons ook die krag ontvang om versoekings te weerstaan, om sonde te oorwin. Want Jesus het 'n perfekte lewe gelei. Jesus het geen versoeking het hy voorgeval nie. Hy het alles weerstaan. En toe hy ons sondes op hom geneem het aan die kruis, het hy vir ons ook hierdie mag gegee. Daarna, toe hy hemel toe is, het hy die Heilige Gees vir ons gestuur, om ons te lei en ons te help met hierdie oorwinning. Ons lees daarvan in 2 Petrus 1. Petrus, met wie ons so lekker identifiseer, omdat hy so 'n openbare sondaar was. Petrus met sy vinnige humeur, Petrus wat so groot gepraat het en dit dan nie kon regkry nie. Petrus wat so impulsief opgetree het en partykeer maar lekker klein gelowig was. Petrus skryf later jare en hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Paulus skryf vir die gemeente in Korintiërs dat wanneer daar 'n versoeking kom, ons God is getrou, hy sal ook 'n uitkoms gee. Ons het die krag ontvang om versoekings te weerstaan. Ons het die krag ontvang om wanneer daar 'n versoeking is, eerder die uitkomspad te vat. Ons gebruik dit net nie altyd nie. Ek dink een van die redes waarom ons dit so min gebruik, is omdat ons so min in gebed hieroor met die Here praat. Dat ons min of nooit vir hom vra om vir ons hierdie krag te gee nie. As ons regtig vir die Here vra om ons die krag te gee, om ons te lei en wysheid te gee, dat ons sal weet wat reg en verkeerd is, om ons te lei en ons te wys hoe om versoekings te weerstaan. Dan sê Petrus, ons het die gawes ontvang om dit wel te kan doen. So kom ons as gemeente bid daarvoor. Kom ons vra vir die Here om ons te help dat dit nie nodig is om na die tyd jammer te sê nie, maar om ons sommer voor die tyd al te stop om versoekings te weerstaan. Amen. Laat dit jou, laat dit troos.